Shabbat Shalom aan elkeen van julle. Ek groet julle volgende in die wonderlike naam van Yeshua ons Messias, Jesus ons Christus. Ja, hoe weet jy dit is koud? Was die vraag wat vroeg vanoggend vir my gevra was. Natasha wys my vanoggend vroeg. Karre se dakke almal spierwit, daar op die kameras buite en gelukkig het ons op daai stadium nog in ons warm bedjie gelê en bietjie vasgehou in daardie hitte. Ja, winter kom en hy gaan verby en so het die Here alles bestel vir ons om alles te kan geniet. En ons dank hom ook vir winter, al hou ons nie daarvan, al hou ek nie daarvan nie, het hy dit nog steeds gemaak vir my en vir jou. Hierdie natuur spreek van sy krag, van sy grootheid, van sy goedheid. Is dit nie so nie? Ja, laasweek het ek bietjie gepraat rondom Shabbat, waar dit vandaan kom, hoekom ons dit vier, en Shalom, wat is die betekenis van daardie woordjie, en dan wil ek vandag net so vinnig verduidelik Yeshua, waar kom dit vandaan? Nou wel, dit is die naam vir Jesus, wat opgeskrywe is in Hebreeus en Aramees, en is die oorspronklike vertaling, hy is later aan oorvertaal na Jesus toe, en ja, het dit dieselfde betekenis 100%, die betekenis daarvan is, Jahweh ons verlosser. Nou dit het hy vir ons geword, nee Natasha, hierdie Jesus is ons verlosser, ons saligmaker, hy is inteendeel ons koning en ons God, en ons aanbid hom met alles wat in ons is. Is dit waaroor my boodskap gaan? Nee, my boodskap gaan vanoggend oor hierdie een. Ek het op die raakdruk, né? 3G. Is dit 'n teologiese boodskap? Nee. Maar terwyl ons daaroor dink, kom ek en jy bid eers en ons vra ons verlosser en saligmaker se hand in dit wat ons gaan doen. Aba Vader, ons kom vanoggend na U op hierdie heerlike wintersoggend om U te pleit en U te vra, Here, wees met ons terwyl ons U woord gebruik. Seën ons die gebruik daarvan, Here, en laat ons dit inbou in ons lewens, Here, om te leer daaruit en toe te pas wat reg voor U oë is. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. 3G staan vir dit. Geloof, gehoorsaamheid, geregtigheid. Nou hierdie 3 spruit een uit die ander een uit. As jy geloof het, bring dit jou tot gehoorsaamheid. Jou gehoorsaamheid werk geregtigheid. Nou ja, ek kan volgens vir jou sê, dit help nie jy sê jy het geloof, maar jy doen nie iets nie. Jy beweeg nie, jy werk nie. Jy is net 'n passiewe gelowige. Dan help dit nie, want dan gaan jou geregtigheid nie voorkom nie. Hoe gaan ek dit nou volgens vir jou verduidelik? Ek gaan dit nou volgens vir jou verduidelik uit die lewe van koning Hizkia. Nou koning Hizkia was die koning van Juda. Hy is die seun van Agas. Sy naam beteken Jahweh is sterk of my krag is die Here. Nou, hy was net 25 jaar oud toe hy die koning van Juda geword het. Juda het afgesplit, wat het jy gesê nou Natasha? Was afgeskei gewees. Israel was in 'n situasie, hulle het mekaar nie reg verstaan op 'n stadium nie, en daar was foute gewees, en ja, die koninkryk van Juda was gestig gewees, waarvan Jerusalem die hoofstad was. Nou ja, sy heerskappy was 29 jaar lank, en waar kan ons hierdie in die Bybel gaan sien? 2 Konings 18 en 2 Kronieke 32. Hy verskyn in 'n tydlyn in die 8ste eeu, laat in die 8ste eeu, net voor Christus. Die tydperk is vir die mense wat belangstel, 715 voor Christus tot 686 voor Christus was Hizkia in hierdie wêreld gewees en het hy geleef en het hy sekere dinge gedoen. Waarna gaan ons kyk vanoggend, Natasha? Wel, Hizkia, verduidelik die Bybel vir ons, was iemand anderster gewees, was iemand wat geglo het in God. En sy geloof in God het hom tot gehoorsaamheid gebring tot die Here. As jy hierdie skrifgedeeltes gaan jy lees dat hy nog vasgehou het aan die 10 gebooie, dat hy dit gedoen het, dat hy dit uitgeleef het. En ja, het ek laasweek vir julle ons gesê, dat Israel het kort in die moeilikheid gekom, net soos wat ons nou weer in die moeilikheid is. Want hoekom? Hulle het dinge begin doen wat vir God aanstootlik was. Hulle het dinge begin doen wat nie reg was in die oë van die Here nie. En daar was hulle nou weer in 'n situasie gewees wat hulle in ballingskap, wat hulle aangeval is. En daar mense was wat met groot dreigemente gekom het. En hier is Hizkia weer, hy kom in beheer, en wat het gebeur? Israel was besig om afgode te aanbid. Nou kom ons gaan kyk gou 'n bietjie na 'n paar van hulle. Die eerste ene, daar die dame met haar 2 bokkies, wie is sy? Sy is Asherah.
die goddess, die godin van vrugbaarheid, seksualiteit. Nou ja, sy is baie interessant. Sy word meer as 30 keer in die Bybel genoem. Hoe was sy geaanbid gewees? In praktyk was sy so geaanbid gewees. Daar is 'n boomstam wat gemaak is om 'n uitbeeldsel van haar te wees. Nou wat het hy gaan doen? Hy het hierdie boomstamme gaan afkap en die altare gaan omgooi en gaan verbreek in alle vorm en formaat. En wat het hy nog gedoen? Hy het die koperslang van Moses het hy gaan verwoes. Want wat het hulle gedoen? Hulle het begin om hierdie koperslang te aanbid. Hulle het begin hierdie slang in gees en in volheid te aanbid in plaas van die God wat daardie slang daar gesit het vir bevryding van die slange wat in die woestyn was. Nou ja, wat het nou gebeur met Ashera? Ashera is nie weg nie. Sy het Astarte geword. En Astarte het Ishtar geword. En waarin klink dit? Ishtar is hierdie girl. Daai enetjie. En hoe doen ons dit vandag? Ons doen dit nog steeds vandag. En dit is hoekom ek opgestaan het, ja, net soos Hizkia, om te sê, kom ons maak weer reg wat verkeerd is. Kom ons vat hierdie valse afgoderry uit ons lewens uit. Jy kan nie sê dat ek het dit nie by die kerk nie, maar jy het by die huis, Natasha. Jy kan nie sê ek doen dit nie by die kerk nie, maar in jou privaat lewe aandoen jy dit. En hoe doen ons dit? Hoe aanbid ons of gee ons eer aan Ishtar of Astarte of Ashera? Hulle is een en dieselfde godin, hulle verander net in name. Paasfees kom, dan het ons die hasie en ons leer ons, ek wil amper vir jou sê, jy gaan partykerke in en dan gee hulle vir jou Bybelversie vasgeplak aan 'n paaseier. Hoe op aarde doen ons hierdie goeders? Jy sien, ons sit onsself hier onder hierdie vloek, dat die Here onttrek homself. En wat gebeur as die Here hom onttrek? Wille en bose geeste begin dinge doen. Ja, hulle praat soos in die naam van die Here, hulle doen dinge in die naam van die Here. Hulle inteendeel, wanneer jy bid vir gesondheid, word daar gesondheid en genesing vir mense uitgestort, maar dit in 'n valse God se naam. Nie in die naam van hierdie Here wat ek en jy aanbid nie. Jare terug, Natasha, ek weet nie of jy nog kan onthou nie, het ek en jy en oom Hannes dan die Easy, toe ons nog aan in die Kotkerk gehou het ons goeders gevat en dit begin verbrand. Hoekom? Want ons wil ontslaa raak van hierdie dinge wat 'n verkeerde invloed is, wat 'n verkeerde gees bring, 'n wille gees bring, en ja, die Here sê, hy sal nie een valse god onder ons duld nie. Ek en jy moet hom en hom alleen aanbid. Nou het ek nog gepraat van die een, daar's die ander ene. Franso, wat is jou probleem met die kruis? Wil ek nou vandag vir jou vertel, dat ons is besig om hierdie kruis te verafgod. Dat ons van hierdie kruis meer maak as van die een wat aan hom gehang het. Dat ons hierdie kruis hoër maak. Agter die ruwe ou kruis, die dierbare ruwe kruis. Ag, al hierdie goedjies wat ons sê, dit is nie die kruis wat die werk gedoen het nie. Dit was Jesus Christus wat vrywillig, hierdie God, hierdie onsigbare God van my en jou, wat bereid was om sy godskap te verlaat, homself in die vorm van 'n mens te kry, by ons te kom wandel, ons weer in lyn te bring met sy wil en plan, te sterf vir my en jou aan die kruis, en ek en jy gaan hang die kruis aan. 'n Kruis wat hy 'n aanstoot in het, hout wat hy sien as 'n vloekhout. Ek en jy maak dit heilig. Ons plak houtkruisies op ons karre. Ons plant houtkruise in ons jaard. Wat is dit? Wat is dit wat ons doen? Ons is besig om selfde ding te doen, en dis hoekom Hizkia gekom het en hierdie koperslang vernietig het. Moet ons die houtkruis? Ja, vernietig die houtkruis. Weet jy wat is daar? Daar is 'n oop graf. En dis nie die graf nie. Dit is hier die God van my en jou wat opgestaan het, wat leef van ewigheid tot ewigheid, wat vir my en jou oorwinning gebring het. Ek het dit so 'n paar weke terug gesê. Dit was nie vir hom 'n uitdaging gewees nie. Dit was nie vir my God 'n uitdaging nie. Wat vir hom 'n skande was, dat hierdie God wat nie kan sondig nie, het my sonde op hom gevat. Het my sonde gevat en dit gedra. Sodat wat? Sodat ek volheid van lewe kan hê. Dat ek bevryding kan hê, dat ek voluit kan leef vir hom, en vir hom alleen. Hoekom sal ons dan nog valsheid aanhou? En het hierdie dinge gestop daar? Nee, Natasha, dit het nie gestop daar nie. Hierdie Juda, hierdie volk, of hierdie stam, was ook
beleer gewees. Wat dit beteken dit? Hulle was ook aangeval gewees. Daar was die Assiriërs wat gekom het om hierdie Judea te kom verslaan en hulle weg te vat en hulle bespotting te maak van hulle God wat hulle aanbid. Wat het hierdie Hizkia gedoen? Hizkia die aanklagte wat gebring is. Hierdie koning wat gekom het om Judea te verslaan en te verbreek en te verpletter en hulle God weg te vat en allerhande dinge te doen. Wat het hy het gaan bid. Hy het hierdie briewe, hierdie aanklag wat hulle gemaak het hy gevat en hy het in die in die tempel ingegaan. En hy het voor die aangesig van die Here gaan kniel en bid en huil. Here, U is my God. U is my sterkte. U is my verlosser. Ja, wat het gebeur? Wat gebeur het is die volgende. Daardie aand trek die engel van die Here deur die laar van die Assiriërs. 185.000 mense word doodgeslaan. Ons sla as 13 mense of 20 mense in Japan. Verskriklik. Ja, dit is nie lekker nie. Nie dat ek dit afkraak nie. Ek wil net vir jou die skaal bietjie wys. Ons skrik en praat groot as 'n busramp was en 20 of 30 mense is daarmee heen. 185.000 mense, manskappe, sterf in een hand. Hoekom? Omdat een man teruggegaan het na die Here toe en gesê het, Here, hier is die aanklag. Ek wil vir jou sê, die bose gaan van jou in jou lewe baie aanklagte bring. Hy gaan jou aanklagte bring van jou verlede. Hy gaan allerlei dinge bring om jou te laat sleg voel, sodat jy nie waardig voel om die Here te aanbid nie. Hy gaan vir jou sê, jy's net 'n mens. Hy gaan vir jou sê, jy het gesondig. Hy gaan vir jou sê, jy skiet tekort. Hy gaan vir jou al hierdie goeie sê. Nou ek wil vir jou sê, al daardie aanklagte moet jy sommer maar op 'n papiertjie skryf. En dit, wanneer jy in jou binnekamer ingaan, dit daar neersit en sê, Here, hier is die aanklag wat ek in my gedagtes hoor. Hier is die aanklag wat ek hoor van die bose af. En dit voor die Here neerlê. En ek wil vir jou sê, die Here sal engele aangaande jou opdrag gee. Of dit nou by jou werk is, ek wil vir jou sê, dat Paulus het ons kom leer, dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die geeste in die buitenste ruim, nie in die buitenste ruim, hier rondom ons, want hulle begeer om jou weg te sleep. Hulle wil nie hê dat jy die Here aanbid nie, hulle wil nie hê dat jy die naam van die Here groot maak nie, hulle wil nie hê dat jy in geloof begin opstaan, weer begin Bybel lees nie, hulle wil nie hê dat jy mense begin aanvat, omdat hulle die naam van die Here in ydel gebruik nie. Hulle wil nie hê dat jy vir mense begin sê, vat weg hierdie paaseiers en goeters, dis valse gode wat jy hulle vereer. Is daar iets verkeerd met daardie chocolate en daardie marshmallow in die binnekant? Niks nie. Broer, suster, daar's niks verkeerd nie. Dit is vir wie dit gemaak word. Dit is die simbool van. En dit is die ding wat ek beklei. Ek beklei teen die verkeerde dinge wat ons doen. En weet jy wat? In die tempel inbring. Wie is die tempel vandag van God? Ek en jy is die tempel van die Allerhoogste. Hy wil met in my en met jou. Hy wil in ons bly. Hy wil saam met my en jou wandel. Wat doen ons? Ons kyk dinge. Ons kyk dinge met die twee vensters. Dit gaan in my siel in. Ons kyk dinge wat vir die Here aanstootlik is. Ons begin vrees verwek. Het jy gesien, Natasha, die prente wat opkom? Wat is die doel daarvan? Om vrees te wek. Om vrees op te wek. Waar kom vrees vandaan? Van God af? Nee, dit kom van die bose. Hoekom die ou kruis? Gaan kyk maar in al die liedjies wat ons sing, en al die verwysings wat ons doen, word die kruis hoër geag as die Jesus Christus wat aan hom gehang het. Partykeer soms ook die bloed van Jesus Christus word groter geag as die een wat dit gestort het. Dis nie die bloed nie. Dit is hierdie Jesus, hierdie Jahwe, hierdie Elohim van my en jou, wat vir ons neergebuig het, vir ons totale bevryding, verlossing gegee het, om in sy geregtigheid weer te kan wandel. Hoe doen ons dit? Om gehoorsaam te wees. Gehoorsaam aan wat? Wel, ek kan vandag vir jou sê, jy het 10 vingers gekry. Eenvoudig om dit te verstaan, maklik om dit te verstaan. 10 vingertjies. 1, daar is geen ander God nie. Hy is alleen God. Jy kan geen ander God hê nie. Jy mag net hom aanbid en hom alleen. Jy kan deur almal gaan. Ja, François, hoe gaan? Ja.
breek jy een van hulle, het jy almal gebreek, want beteken dit, jy het geen respek, geen waardering vir jou God nie. As hy 'n ding gesê het, het hy dit neergesit met 'n rede, vir my en jou om te doen, om te leef. Waarna is ons op pad, Natasha? Ons is op pad om onsself voor te berei, om hom te ontmoet. Ek wil vir jou sê, daar is 'n sekond tussen jou en die dood. Daar is 'n sekond tussen jou en die dood. Jy weet nie watter oomblik dit gaan wees, wat die Here dit gaan toelaat, dat die krag afgesny word, en dat jou gees teruggeroep word nie. Jy weet nie. En daarom moet ons so leef, dat al vandag my laaste dag is. Dis hoekom ek vanoggend so opgewonde en so positief gevoel het. Dit is Sabbat, dis tyd vir my om saam met die Here te wees. Ja, 'n maandagmôre, ja, dan staan ek op, ek sê vir die Here, baie dankie. Ek gaan deur 'n woeste week, daar's nog klomp dinge wat gebeur, en dan sê ek vir die Here, nou die dag, wanneer was dit wat dit so mistig was? Het ek gery vroeg die oggend, moes ek Johannesburg toe ry, en ek het sommer net sleg gevoel oor 'n ding wat met my gebeur het, en ek en die mat daar in my bidkamer het 'n gesprek gehad voor die Here. Daar's so 'n lelike kol daar op daai mat, en ek sê, Here, hier is alweer 'n lelike kol in my gees, wat nie lekker voel nie. En ek het so werk toe gegaan, en dit is lekker om met die Here te praat, want hy gee vir my ook die antwoorde deur die dag. Terwyl ek hier in die mis moes ry Johannesburg toe, sit ek die radio af, en ek sit alles af, en ek en die Here is besig om te gesels. En die Here gee my die vrede, die kalmte, die rustigheid, dat hy my verlosser is, dat hy my saligmaker is, dat hy my vrede is, en ek het vrede. Ja, so moet ons leef, want die Here gee vir ons oorwinning, 185.000 mense. Ek kan nou net vir jou vertel wat het gebeur daarna. Daai koning het sy goedjies opgepak en teruggegaan huis toe. Hoekom? Hizkia het voor sy God, die enigste God, gaan bid. En sy God, die enigste God, het vir hom oorwinning gegee, op 'n bonatuurlike manier. Ek wil vandag vir jou sê, hierdie God het weer vir ons dieselfde oorwinning gegee, toe hy aan die kruishout gaan sterf het. Op Golgotha, toegelaat het dat hierdie mense, hierdie skepsels van hom verneder, hom aan 'n kruishout vasnaal, en hy roep uit, volbring, is gedoen. En hy staan op, en hy gee vir sy disippels die boodskap. Meer as oorwinnaars sal julle wees, in Jesus Christus. Kom ons leef dit weer, meer as oorwinnaars te wees. Kom ons wandel daarin. Kom ons bring ons geloof oor na gehoorsaamheid. En daardie gehoorsaamheid bring geregtigheid. Kom ons doen dit. Kom ons praat nie baie daaroor nie, kom ons doen dit nie. Ek gaan daarmee afsluit vandag, en ek wil bid dat die Here vir my en jou vrede sal gee, om ons geloof te oefen, sodat dit geregtigheid vir ons voorbring. Kom ons bid saam. Abba Vader, baie dankie vir hierdie dag, dankie vir hierdie boodskap, Here. Dankie dat U my met dit geseën het, Here. Vra nou al reeds vir volgende week, dat U my weer sal seën met 'n boodskap om U naam eer te gee, Here. Ek dank U daarvoor vir die terugvoer wat ek kry. Ek prys en ek eer U daarvoor, Here, dat dit deur U Gees is en nie deur myself nie, Here. Here, ons loof en ons prys U dat U ook Augustus in U hand het, Here, en dit vir ons uitgewerk het. Ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, vandag die 1 Augustus. Ons weet en ons vertrou dat hierdie Jahweh, hierdie Yeshua, hierdie Messias van ons, het ook Augustus reeds vir my en jou uitgewerk. Kom ons leef daarin. Kom ons leef in gehoorsaamheid. Kom ons leef sy Gees uit. Kom ons getuig en oortuig mense. Ja, hoe doen ons dit? Net om daardie getuienis te kan gee van hoe groot en hoe wonderlik jou God is. Ek groet jou daarmee. Mag jy 'n absolute geseënde week hê. Shalom.